Ja, goeiemôre. Vanoggend, Dinsdagoggend, die 4de Junie en het ek vanoggend iets redeliks interessant om te deel. Johan van der Merwe 300 NPC het my lewe so 2 jaar gelede het ons gekruis iewers op WhatsApp of iewers op Facebook. Ek is nie baie seker nie, maar sedertdien gesels ons baie oor armoede en veral die volkseie armoede. Myself werk hieronder op grondvlak armoede. Ek is baie besig om aan stelsels te werk waar ons fokus om binne die Nehemia geskiedenis, die Bybelgeskiedenis van Nehemia wat die mure van die stad Jerusalem opgebou het en die volk saam met hom gewerk het en elkeen die hand aan die werk geslaan het. Ons eie volkseie armoede moet heropbou word. Ons as blankes se werke is in gedrang, ongeag waar jy werk, baie van die middelklas, bestuursvlakke, supervisievlakke. Ons sit met 'n dilemma. Die regering gee nie werk nie, die regering skep nie werk nie. As hy 3000 werksgeleenthede hier in gebied A skep, dan verloor hy 10.000 werksgeleenthede in area nommer B. En so verloor ons die hele tyd en is die regstellende BEE konsepte 'n doodslag vir ons. Ons is in 'n wurggreep vasgevang. Ek het oor die 24 jaar het ek met verskeie armoede termes te make gekry. Daar is verskriklik baie. Ons het gewerk op absolute armoede, relatiewe armoede, grondvlak armoede, ekstreme armoede, generasiearmoede en so kan ons verskillende tientalle tipes van armoede definisies met mekaar deel. Maar Johan van der Merwe 300 boer NPC, hy het my onlangs het hy vir my 'n dokument gestuur wat hy aan werk. En ek het so 'n rukkie kop moes krap en ek krap maar nog steeds kop met dit. Dit is vreemde beginsels, maar ek verstaan waar hy vandaan kom en hoekom hy hierdie armoede kwessies soos wat hy dit uiteengesit het ophaal. Want dit is armoede wat die middelklas kan tref. So Johan het 6 uiteengesit en mettertyd sal die definisies om dit goed gevorm kan word en verskoon maar as die oë bietjie afgaan onder toe, want dit is waar die werkstuk waarin ek werk tans lê. En so ek gaan Johan se armoede vir julle uiteensit. Hy het 6 tipes wat hy het. Die eerste been wat hy het is onsekere stabiliteit. Die volgende wat hy het is in gevaar armoede. En natuurlik in gevaar armoede spel vir ons 'n prentjie uit van dit is mense wat baie naby aan die glyskaal is om in 'n gevaarsone te kom. Dan het Johan verder matige armoede. Hy het ernstige armoede, dan het hy noodarmoede en hy het krisisarmoede. Krisisarmoede sal ons dalk onder ekstreme armoede of onder, soos ek dit noem, grondvlak armoede hê. Ek sal dit daar geresorteer het, maar ons sal sien hoe die dokument ontwikkel. Onder onsekere armoede is dit 'n geval van die mense het 'n inkomste, hulle kan alles net betaal. En wanneer ons praat van net betaal, is my siening hier dat dit die mense is in die middelklas wat redelik skuld het en dat hulle kan dit net betaal, al die skuld om die luukse te lewe wat hulle lewe. En dan hulle het 'n langtermyn, kan ons dan nou sê so 'n bietjie van 'n onsekerheid of hulle het 'n langtermyn meer sekerheid oor dit wat met hulle kan gebeur. Dan het hulle natuurlik die voorreg en die seëninge van dat hulle nog kan
'n redelike groot mandjies kos kan bekostig vir die maand vir hulle en hulle gesin. Hulle kan huur betaal, hulle kan dit bekostig, hulle trek nie altyd van huis tot huis nie, maar hulle is ook in die situasie waar hulle dan nou kan huis koop of 'n huis gekoop het en dan kan hulle natuurlik die huis ook indien nodig verkoop en so 'n bietjie goedkoper gaan. Dan het hulle ook in hierdie armoedestabiliteit wat Johan vir ons opgestel het hulle toegang tot werk. Hulle het ook geleenthede waarna hulle kan uitreik. Hulle kan selfs tussenwerke wees. Dit wil sê, hy het nou die een werk bedank, of hy is uit die een werk uit teruggesny, geretrench, en nou sit hy by die huis, en hy wag vir die volgende plek, wat dalk oor 2-3 maande van sy dienste weer gaan gebruik maak. Dan kan ons sê, hy is tussenwerke. Terwyl hy dan so tussenwerke is, het hy ook 'n spaargeldjie wat hy heel moontlik het, wat hy kan gebruik om te sien, deur te sien vir daardie paar maande. Dan sê Johan vir ons ook, dat hierdie ouens het waarskynlik 'n mediese fondse. Nou ons weet dit gaan so, alreeds in die middelklas, ons het hierdie week gesien dat Discovery aangekondig het, hoeveel duisende van hulle mense het Discovery verlaat, omdat Discovery reeds een van ons duurste mediese skemas in die land is. En kan die mense dit nie meer bekostig nie. So hier sien ons al klaar 'n stukkie van die onsekere stabiliteit. En dan die nasionale gesondheidsversorging natuurlik gaan aan hierdie ouens ook 'n groot hap van hulle medies vat en van ons inkomste deur die belastingstelsels wat ingestel gaan word. Maar die primêre behoeftes wat hierdie mense het, is beter geleenthede. Hulle soek na beter werksgeleenthede, hulle soek na groter inkomste, sodat hulle standaard van lewe kan behou. Hulle wil meer sekuriteit hê, waar hulle nou in 'n mark beweeg waar dit baie onseker is, baie maatskappye. Ek dink byvoorbeeld aan Pick n Pay wat nou tegnies bankrot is, wat soveel van ons wit mense in bestuursposisies in hulle winkels het. Onsekere tye vir hulle. Daar is baie maatskappye wat op baie dun ys loop op hierdie stadium. Dan het hulle natuurlik ons nodig om heel moontlike kursusse daar te stel om mense te help hoe om langtermynbeplanning te doen, hoe om 'n neseier op te bou vir die dae wat hulle kan werkloos raak. Uit my eie ervaring wil ek vir julle vertel, dis 'n nagmerrie. Dis 'n nagmerrie om werkloos te raak en jy het nie spaargeld agter jou nie. Selfs as jy tussen werke is, dan moet jy voorsiening gemaak het dat jy daardie 2-3 maande wat jy tussen werke is, ten minste jouself kan uithelp vir jou en jou gesin, dat jy voorsiening gemaak het, selfs vir die 4de maand, al is jy in die nuwe werk in, moet jy genoeg agter jou hê om dan ook voorsiening te maak vir daardie maand. So dit is lokvalle waarin ons mense val waarvoor hulle nie voorbereid is nie, en is dit een van die dinge wat ons altyd poog om vir al die middelklas maar so bietjie attent te maak, dat hulle kan baie maklik gly van een skaal na die volgende skaal toe. En dan is ons staak, en dis iets wat ek baie jare mee sukkel. Wanneer ek by kerke opgetree het, ek het by samesprekings om tafels met manne gesit reg oor die land, is die een ding wat ons bly gesels en bly waarsku oor, en dit is die gevaar van om van die een armoedeskaal na die volgende armoedeskaal verby absolute armoede te gly, waar jy eventueel nie eers meer jou motor kan bekostig en jou motor moet teruggee aan die bank, waar jy jou huis moet teruggee aan die bank, waar jy in 'n baie slegte situasie verkeer. Ongelukkig is dit so dat die mense met wie ou praat en nog steeds praat, is nog steeds in die middelklas. Hulle voel redelik sekuur, hulle het 'n redelike sekuriteit, redelike selfvertroue, dat hulle nie maklik sal gly nie.
Die teendeel is egter waar. Baie van hierdie mense loop die gevaar om te gly. En glo ek in Johan se analise, Johan se dokument waaraan ons werk, is reeds daarop gemik om saam met ander organisasies hande te vat, sodat ons ander organisasies het wat kan fokus op die feit dat daar moet op die middelklas gefokus word, terwyl ons ouens wat hier in die veld is, op grondvlak armoede, dat ons onsself fokus hier op die grondvlak armoede, onsself hier opbou, terwyl die middelklas vir hulself 'n veiligheidsnet skep. Iets wat ons tekort kom, iets wat ons bitter nodig het om 'n veiligheidsnet daar te stel. Alles is deur entrepreneurskap, opleiding en al hierdie dergelike dinge dat ons as volk saamwerk om van hierdie fasiliteite te skep en ook vir ons mense dan die nodige vangnet te help skep. Volgende keer praat ek met julle oor Johan se volgende deel van sy armoede en dit is in gevaar armoede. So ek sien nogal uit daarna. Dit is lekker om bietjie 'n ou se brein in 'n rigting te vat waar jy al vir 24 jaar oor bekommerd is en met baie mense om die tafel gesit het wat nog nie vlerke gevang het nie. Johan val op bietjie jonger as wat ek is, so ek glo hy het meer energie. Hy sal meer invloed hê onder die jong mense en dat hy ook hierdie model dan aan ander organisasies sal kan voorlê. As jy idees het, tik dit maar vir my onderin by die opmerkings, like maar hierdie video, dat ons die sirkulasie kan optel, dat ons weier kan gaan, en so kan ons mekaar help, en kan ons mekaar opbou, en soos ons hier by Nehemia sê, ons bou saam, ons bou in, ons bou op, en ons bou uit, en alles binne in die beginsels van Nehemia. Mooi dag verder vir elkeen, en ons gesels weer.